Ecclesiastes 3, verse 9 to 14. What profit is there for the worker from that in which he labors? I have seen the task which God has given to the sons of men with which to occupy themselves. He has made everything beautiful and appropriate in its time. He has also planted eternity, a sense of divine purpose in the human heart, a mysterious longing which nothing under the sun can satisfy except God. Yet man cannot find out, comprehend, or grasp what God has done, his overall plan from the beginning to the end. I know that there is nothing better for them than to rejoice and to do good as long as they live, and also that every man should eat and drink and see and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. I know that whatever God does, it endures forever. Nothing can be added to it, nor can anything be taken away from it. For God does it so that men will fear and worship him with awful reverence, knowing that he is God. Van ek kon dink, het U my laat springmat tussen die hemel en die harde grond. En dit was ekstase, die wip en die bons albei. Want ek lewe dan eers voluit, wanneer U woel met my. Sheila Cousins se gedig wat sy werkwoord noem. Ek wil jou uitnooi om net vir 'n paar oomblikke te reflekteer op die week wat verby is. Daar's 'n geestelike practice wat baie meer geestelik klink as wat dit eintlik is, in die sin dat dit baie te maak het met jou regte lewe, wat eintlik baie geestelik is. Die 24 uur van jou lewe, die 7 dae van die week van jou lewe, waarin God met jou woel, waarin God met jou besig is. Want as ons nou mooi daaroor dink, wat het God anders as die rou materiaal van jou lewe, as jou ure, as jou dae, soms as jou minute, om met jou te werk, om met jou te kommunikeer, om met jou te woel, soos wat Cousins sê. En Ignatius van Loyola het 'n practice gedoen wat ek vind dit ongelooflik waardevol. Mens doen dit eintlik aan die einde van die dag, maar om terug te kyk op 'n sekere tyd, want ons kyk vorentoe, maar verstaan dikwels net as ons agtertoe kyk. En hy die derde en die vierde stap van hierdie eksamen, ek gaan nou nie die hele eksamen doen nie, was dit 'n mens aandag gee. Jy kyk terug op 'n sekere periode, soos ek nou vir jou vra, op die week wat verby is, en jy gee aandag aan aan dit wat jy ervaar het, aan die emosies wat jy ervaar het. Jy sou heel waarskynlik ekstase ervaar het, verbitterdheid, medelee, woede, en wat sê goed vir jou deur hierdie gevoelens. En jy sal waarskynlik van sekere tekortkominge bewus raak, op die plekke waar jy misgetrap het, of iets wat jy as 'n mislukking ervaar het, wat jy dalk baie goed ken, die doring in die vlees, soos wat ons daarvan praat. Of is daar 'n gevoel van frustrasie wat jy ervaar het, wat dalk kan beteken dat God wil hê jy moet dit oorweeg om 'n nuwe rigting in te slaan, in 'n sekere area van jou werk miskien. Is jy bekommerd oor iemand? Ignatius het gepraat van consolations en desolations. Waar het jy vertroosting vir jou siel ervaar? En 'n ander vraag om te vra sou wees, waar het jy lewendig gevoel? Waar het jy uit jou maag gelag? Waar het jy vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan? Waar het jy gesien en gehoor gevoel? Waar kon jy diep asemhaal? Waar was dit 'n ding van dit is wel met my siel? Waar het jy liefde gegee en ontvang? En waar het God naby gevoel? En dan, wanneer het jy hierdie week
sielsverlatenheid ervaar of desolation, waar het jy doodgevoel, onrustig, angstig, bevrees, versmoord, ingedruk, hulpeloos, vasgevang, sonder asem. Waar het goed ver van jou af gevoel? En dan, wat hy dan sê is, kies een van hierdie, 'n verlatenheid of 'n vertroosting, om vanuit te bid. Vra God om lig te werp daarop. Wat is dit wat is die boodskap wat die lewe vir jou daardeur wil gee, wat God vir jou daardeur wil oordra. En dis wat Cousins sê, vandat ons kon weet, het ons gespringmat tussen die hemel en die harde grond. En dit was I ekstase. didn't catch that. Could you try again? Dis Siri wat met my praat. Yes. En sy is reg. Mens kan dit nie begryp nie, want dit is dis iets wat ons verstand te bowe gaan. Dis iets wat ons nie kan begryp nie, en ek gaan nou meer daaroor sê. Maar dis nie net die wip, dis nie net die hemel wat ons ervaar elke dag, hoe goed met ons werk nie, hoe goed met ons omgaan nie. Dis ook die bons, dis ook die harde grond. Dis hoe God woel met ons. So een van die skrifgedeeltes waaroor ek die meeste tyds begin met 'n baie normale, praktiese vraag wat ons almal seker by tye vra. Watter voordeel het die een wat werk van dit waarmee hy hom afsloof? En dan gaan die prediker voort met die uitleg van die hele dilemma van menswees. God het die ewigheid in die mens se hart geplaas, sonder dat die mens enigsins die werk van God van begin tot einde kan pyl. Wat antwoord jy as iemand vra, vertel my van jouself? Op die vliegtuig of om 'n tafel by 'n funksie langs 'n vreemdeling, by die sportveld, langs die sportveld, terwyl jy fokus daarop om eintlik net iemand se ouer te wees en teenwoordig te wees. Meeste mense begin by wat hulle doen. Vertel my van jouself, ek is 'n dokter. Selfs as hulle afgetree is, vertel my van jouself, ek was 'n rekenmeester. So asof mens sal sê, ek was eens op 'n tyd 'n kind. Dis dalk 'n meer akkurate storie as die een wat ons altyd vertel, wat te maak het met dit waarmee ons hande besig is elke dag. Mens sal dit antwoord met, ek is Martha se man, of ek is Ben en Lara se pa, eerste. En ons hoor by die kerk en by die gurus, jy is nie wat jy doen nie. Daai hele human doing versus human being. En dis horrigery en waar. Maar, of eerder ons weet ook, wat ek doen, het 'n baie groot impak op wie ek is. Wat ek maak my of breek my. Ek weet die vraag, wat gaan van my word, is 'n klein gelowige aardse een. Wie gaan ek word, is die groot, ewige een. Maar hoekom vergeet ek dit so gou? Veral by die werk. Ek weet dat baie van ons, baie van julle wat hier sit, tans worstel by die werk. Die lading, die verhoudings, die ongelykhede, die spertye, die angs, die aanval op ons waarde en waardes in die kantoor, die uitputting, die inbraak wat dit maak op die tyd wat ons wou spandeer aan ons regte lewe. En ek wil dit op geen manier probeer vereenvoudig of sonder nuance vanoggend vergeestelik nie. My enigste hoop is dat hierdie
iets daarvan, van die teks en miskien iets van die dink oor die teks, jou sal bemoedig en laat leef met groter vrae as die wat jou werk nie kan beantwoord nie. Ek weet ook jou struggle voel diep persoonlik en daarom dalk uiters eensaam, maar weet dit is 'n oeroue worsteling waarmee mense al vir eeue omgaan. So ons teksgedeelte wat ons gelees het kom uit Prediker 3 en dit was die Amplified vertaling wat sê He has made everything beautiful and appropriate in its time. In its time. He has also planted eternity in the human heart. And yet, in the middle, man cannot find out, comprehend, grasp what God has done from the beginning to the end. Die ewigheid in die mens se hart en die tyd op sy hande, tussen die hemel en die hardegrond, die wip en die bons, die dilemma waarin die grootste potensiaal opgesluit lê. En dit is wat aan die lewe betekenis gee en ook wat die mens laat voel, daar's meer. Dis waaruit meeste verrukking en verknogtheid of verslawing spruit. Ek is seker jy het al die storieetjie gehoor van 'n reisiger wat 'n onklaar kathedraal nog in die boufase besoek. En dan vra hy 3 van die klipkappers dieselfde vraag. Wat doen jy? Die eerste klipkapper antwoord, ek kap klippe. Korrek. Die tweede, ek verdien my brood. Ook reg. En die derde kyk op, glimlag en sê, ek bou 'n kathedraal. Al 3 doen presies dieselfde werk, maar net een sien die groter storie. Nie die volle geheel nie, want hy gaan dalk nie eers daar wees as dit klaar is nie, maar iets van die groter storie. Dis eintlik Prediker 3. God plaas Olam, die groter geheel, in ons harte, selfs wanneer ons hande net vandag se klip kap. Prediker vra nie in die eerste plek, hoe hard werk jy nie? Hy vra, watter storie dink jy is jou werk besig om te vertel? Is jy net besig om klippe te kap? Is jy net besig om 'n salaris te verdien? Of leef jy vanuit die Olam, die ewigheid wat God reeds in jou hart geplaas het? En die spanning wat Prediker aanspreek, maar nooit heeltemal sal vasvang nie, soos Siri nou net reg opgemerk het, is dat die mens leef binne kronologiese tyd, maar dra 'n verlange na die ewigheid. En dis juist hierdie spanning wat werk of 'n vloek of 'n roeping, 'n groot seën kan maak. Werk word meestal of vir afgod of vir afskeid. En vir party mense is werk identiteit. En vir ander is dit bloot oorlewing. En vir nog ander is dit net 'n wagperiode. Dis eintlik soos detensie tot die naweek aanbreek. En die gevaar met die woord ewigheid is dat ons nog steeds in kalenderterme daaroor dink. Soos, kom, ek kan nie vir ewig wag nie, of ek sal jou vir ewig en altyd lief hê, of het gaan 'n ewigheid vat om hierdie artikel te skryf. Ons koppel ewigheid nog steeds aan tyd, en die woord is eintlik, Olam beteken eintlik die onbegryplike duur, die oneindige, dit wat buite ons horison lê, die wêreld van God, die verborgenheid van die geheel. Dis eintlik 'n term vir die grootheid wat buite my begrip bestaan. So God het iets in die mens geplant, wat nooit tevrede sal wees met net vandag nie. Ons verlang altyd na meer, na dieper, na meer omvattend en volledig. En dis wat werk gevaarlik maak. Ons probeer daai verlange na diepte, anderkant ons begrip, stil maak met nog sukses, nog prestasie, nog
projekte, nog inkomste, nog erkenning. Maar werk kan nooit die ewigheid vul nie, want werk behoort aan tyd. Terwyl ons hart na iets groter verlang. Die prediker sê, maar 'n mens kan dit nie uitvind nie. Beteken dit ons moet ophou droom en dink en innoveer en goed uitvind? Nee, dit beteken net, ons moet weet, ons kan nooit die volle geheel sien nie, omdat ons binne tyd leef. En ons kan nie van werk verwag om ons die ewigheid in ons harte te laat sien nie. Prediker vra egter 'n dieper vraag. Wat kry die werker vir al sy moeite? En dis nie 'n ekonomiese vraag nie, dis 'n eksistensiële vraag. Waarvoor werk ons eintlik? Want die Hebreëse term vir moeite beteken, soos wat ons dit in Afrikaans het, swoeg, inspanning, uitputtende arbeid wat jou kan opvreet. En prediker gebruik hierdie woord meer as 30 keer. Wat wil dit vir ons sê? Werk is nie die probleem nie. Werk wat jou leeg maak, wat jou stroop van, ek wou nou gesê jou ware self, maar dit kan nooit gestroop word nie. Wat jou stroop van al jou moed om voluit te kan leef. Dit is die probleem. En dan kom die verrassend eenvoudige stuk wysheid. Ek het gesien dat daar niks beter is nie as dat die mens vreugde vind in sy werk. Dit is wat hom toekom. Wie kan hom laat sien wat na hom sal gebeur? Wees bly, geniet die lewe, eet, drink, geniet jou werk. Die Hebreëse woord beteken letterlik sien die goeie. Nie beheer alles of maak alles goed wat jy dink is sleg nie. Leer om die goeie raak te sien. Werk word nie hier gelykgestel aan betaling, prestasie of sukses nie. Prediker beskryf dit as 'n gawe van God. Ek vind nie my waarde in werk, my hande nie, ek vind dit in my hart. Ek kan heelhartig en voluit werk, omdat ek reeds my waarde en identiteit in God gevind het. Ek kan nie die ewigheid uit my hart uitruk nie. God het my so gemaak. Ek kan ook nie noodwendig elke dag die horlosie van my pols afruk nie. God het my so laat staan in hierdie wêreld. Die ewigheid klop binne in die ritme van my hart, wat in tyd gemeet word en wat eendag sal gaan staan. En die Portugees het 'n spreekwoord wat sê, may it be infinite while it lasts. Mag daar klein stukkies ewigheid ingebou wees in die tyd wat ek tot my beskikking het. Ook by die werk. Die Benediktynse orde het die wêreld geseën met 'n baie eenvoudige ritme van lewe, wat hulle genoem het ora et labora. Ek het al daaroor gepraat. Bid en werk. So, in 2 Tessalonisense staan daar, werk dag en nag. In 1 Tessalonisense vers 5 staan, 5 vers 17 staan, bid sonder ophou. Werk dag en nag, bid sonder ophou. Rarig, hoe? En hierdie spanning tussen om heeldag te werk en te bid sonder ophou, tussen geloof en lewe, kom dikwels na vore. En tog, God roep nie mense uit die wêreld uit nie, ons weet dit. Ons lees dit in die skrif, maar in die wêreld in. Iemand het gesê, trust the Lord and keep at your toil. Geen transformasie sonder skoon skottelgoed nie. Jy is nie opgewasse as jy nie ook kan opwas nie. Sint Isidore van Seville het gesê, to pray without working is to lift up one's heart without lifting up one's hands. To work without praying is to lift up one's hands without lifting up one's heart, and therefore it is necessary both to pray and work. David White het gesê, the soul of an individual
is the longing inside each person for a greater sense of belonging, for a new country. And we go through most work days forgetting that this grand migratory force exists within us. We may feel a small satisfaction in a step taken, while the soul feels as if it is anchored off the promised land with just a short road to bring it home. At the level of our souls, no matter the difficulty in our work, or the responsibilities, or the possibility of failure, entire new worlds are coming into being. In order to continually reimagine ourselves through our work lives, we must have a part of us that belongs to something beyond the status quo. Something over the horizon, or paradoxically beneath us, in the ground of our life. Something as yet hidden, yet to be brought to light. Something which is governed by other laws than the ones we so assiduously obey every day. Work, at its best, is one of the great human gateways to the eternal and the timeless. Werk is die plek waar die self die wêreld ontmoet. Want wat jy vorm jou. Liefde spruit uit lief hê. Dit waarvoor ek omgee, word dit waaroor ek omgee. En die lewe is 'n oefening in medeskepping. Dit verg werk. Werk is jou antwoord op jou roeping, jou verantwoordelikheid. Dietrich Bonhoeffer het geskryf, vocation of calling is responsibility. And responsibility is the total response of the whole man or woman to the whole of reality. Khalil Gibran, bekende deel wat hy geskryf het oor werk, sê, werk is liefde sigbaar gemaak. As jy brood onverskillig bak, bak jy 'n bitter brood, want net die helfte van die mens se honger stil. En as jy met teensin die druiwe pars, dan stook jou teesin 'n gif in die wyn. En al sou jy soos die engele sing, maar sang nie lief hê nie, dan sou jy mense se ore sluit vir die stemme van die dag en die stemme van die nag. Ek sluit af met hierdie vraag van David White. Who am I practicing becoming at work? Veral as dit moeilik is. Wie oefen ek om te word by die werk? Ek kan glad nie daai vraag antwoord as mense my vra, is wat doen jy nie, want ek weet nooit waar om te begin en waar om te eindig. Dit is te wyd. My lewe lank wil ek eintlik net so half een ding gedoen het, maar ek is nie so aan mekaar gesit nie. Maar ek het wel 'n job description nodig. Nie een nie. Want daar's klomp en ek het nog nooit vir 'n onderhoud in my lewe gegaan of 'n CV uitgestuur nie. Maar ek het vir my gees 'n job description nodig. En ek het my gees gaan vra, wat is my job description vir my hande? Ek het my hart gaan vra, wat is my werksbeskrywing vir my hande? En dit is nie so persoonlik nie, dit kan baie universeel wees. Dit kom uit 'n klomp goed wat ek oor tyd raak gelees het, miskien verander dit oor 'n jaar, maar ek wil jou uitnooi om, al het jy een job description, om vir jou gees te raadpleeg, om vir God te vra, wat is my werksbeskrywing? Wat is my werk onder my werk? My eenvoudige sin was, of is, ek is 'n vry agent van skepende liefde. So alles wat ek doen, probeer ek die vraag vra, is dit gevul met vryheid? Ek skiet baie tekort met die vryheid nog. Is ek 'n agent hier? En is dit bovenal, is dit skepend en is dit in diens van liefde? En so probeer ek die ewigheid, God se koninkryk, eer
wat in my hart geplaas is, in my hande werk. Werk sonder hart put jou uit. Werk met liefde word deelname aan God se skepende werk. Ons grootste versoeking is om werk die draer van ewigheid te maak. En Prediker sê, jou hande dra nie die ewigheid nie, jou hart dra dit. Werk is nie die plek waar die ewigheid sigbaar gemaak word. En dis dalk die diepste wysheid van Prediker. Jy hoef nie jou werk te gebruik om die oneindige te bereik nie. Jy mag jou beperkte dae met oop hande ontvang, jou arbeid met liefde verrig, en die vrug daarvan geniet as gawe. Die ewigheid waarna jy hinker is nie iets wat jy deur harder werk verdien nie. Dis reeds deur God as 'n verlange in jou hart geplant, daai longing wat belonging word. Daarom kan jy werk sonder om daardeur verslaaf te word en rus sonder skuldgevoel. Want jou lewe word eintlik nie deur jou prestasies gedra nie, maar deur God se werk wat vir ewig sal bestaan. Dink is David White wat geskryf het, rus is die gesprek tussen wie jy is en dit wat jy wil doen. Ons het dit nodig. Ek hoop jy kan vandag rus en seën vir jou werk. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons harte en harsings en hande gekry het, wat saam werk, wat nie apart gemaak is nie, dat U ons so geskep het. Here, ek wil werklik vra dat U ons werk sal seën en dat U iets van die ewigheid wat in ons harte geplaas is, vir ons sal kom openbaar hoe dit in ons werk sigbaar gemaak kan word op 'n manier. Al sal ons nooit die groot geheel kan begryp nie. Dankie dat U vir ons 'n bloudruk kom wys het van hoe dit lyk om op aarde nie net rond te lê nie, maar te werk en met vreugde te werk. En dat ons nie iewers in 'n ver land hoef sendingwerk te gaan doen om U werk te kan doen nie. Amen. Baie dankie vir julle voortdurende ondersteuning ook van hierdie platform, dat ons so mekaar nog kan sien op 'n Sondag en jy weet al, jy kan bydra deur die bankbesonderhede op die web of op die app te kry of die SnapScan kode te gebruik. Ek hoop jy het 'n baie mooi week, ook 'n werksweek.